Goeiemôre gemeente. Dit lyk vir my dat ek vir die volgende paar weke wil moet skree met die konsulaat. Want ons het uitgevind dat dit blyk vir ons dat die weerlig van laas naweek ons klankstelsel uitgestaan het. Ons praat nie van 250 rand. So ons moet dan eers die verseker ons het groot skade met die weerlig. So ons die gemaatheid vat so jammer vir die ongerief, maar ons sal ons bes probeer om so gou as moontlik laat herstel en dat ons weer dat almal weer duideliker hoor van die kanselaar en dat ons lekker saam kan sing en ook die woorde en alles kan volg op die skerm. So wees asseblief geduldig met ons tussentyd terwyl ons dit dan nou uitsorteer. Kom ons raak net so rustig vir 'n oomblik voor ons gaan begin met ons eerste lied. Kom ons maak met ons oë toe en ons word bewus van die Here se teenwoordigheid. Here, ons lees in die Bybel dat aan die begin was die daar. Toe daar nog niks was. Toe daar nog nie aarde was nie, toe daar nog nie diere was nie, nog nie mense nie, nog nie karre nie, nog nie elektrisiteit, nog niks wat ons aan gewoond is, daar was nie. U was vandaag alreeds nou. En ons lees in die Bybel, Here, dat U vandag met ons is. En dat U daar sal wees ook aan die einde van tyd. Daarom, Here, laat ons in vandag se erediens bewus wees van U teenwoordigheid, om te weet U is met ons. Dat U met ons praat deur die Heilige Gees, met ons praat deur U woord, en dat ons elkeen U nabye sal voel, en daardeur ook iets sal leer. Ons bid in U naam alleen. Amen. Ons eerste lied is lied 176. Halleluja, U is koning. Ons gaan 3 maal sing terwyl ons daar sit, soos laas Sondag ook gesing, ons sit terwyl ons lied 176. Halleluja, U is koning, is 3 maal van lees. Die gedeelte van die verheerliking. 6 dae later het Jesus vir Petrus en Jakobus
en sy broer Johannes saamgeneem en hulle op 'n hoë berg gebring waar hulle alleen was. Daar het sy voorkoms voor hulle oë verander. Sy gesig het gestraal soos die son en sy klere het wit geword soos die lig. Skielik het Moses en Elia aan hulle verskyn en met Jesus gepraat. Toe sê Petrus vir Jesus: Here, dit is goed dat ons hier is. As U wil, sal ek hier 3 hutte bou, een vir U, een vir Moses en een vir Elia. Terwyl hy nog praat, het hy helder ligte wolk gesien, sy skaduwee oor hulle gegooi, oor hulle sien gegooi word. En 'n stem in die wolk het gesê: Dit is my geliefde seun, oor wie ek my verheug. Luister na hom. Toe sy disippels dit hoor, het hulle baie bang geword en op die grond neergeval. Maar Jesus het aan hulle gekom, hulle aangeraak en gesê: Staan op en moenie bang wees nie. Toe hulle opkyk, het hulle niemand gesien nie, net vir Jesus alleen. Geliefdes, kom ons antwoord op daardie gedeelte om te sê: Here, U is werklik die koning, U is die Here. Die volgende 2 liedjies saam gesit. Ons sing 292, die 292, my enigste troos, in lewe en in dood, albei die verse, en daarna gaan ons nog 'n lied sing. So kom ons staan asseblief vir die 292, vers 292.
dit vandag nog, elke dag, nog steeds relevant is, nog steeds die waarheid is vir ons lewens. Here, ons het laas naweek gehoor dat die waarheid soms seer kan maak en dat ons nie altyd die waarheid wil nie, want die waarheid dra nie doekies om die waarheid praat reguit met ons. En Here, vandag wil ons kyk na die woord en kyk, is die woord dan vol foute? Is daar meer as een waarheid in die woord? Daarom Here, waar ons nou 'n bietjie met die woord gaan worstel en daarna kyk, bid ons Here dat U ons sal aanraak aan U. Dat ons bemoediglik word sal word aan U, dat ons geloof versterk sal word daardie. En dat U deur die Heilige Gees vir ons die geloofsekerheid sal gee, Here, om te weet, ons is kinders van die Here en ons leef die waarheid in hierdie wêreld. Here, daarom maak ons geestelike ore oop, dat ons sal luister na U stem. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Ons tema vir vandag is, hierdie Bybel dan verskillende waarhede. Nou, wat bedoel ek daarmee? Is daar meer as een antwoord in die Bybel? Lyk dit vir ons dalk of die Bybel onsself weerspreek, dat hy een boek een ding sê, en in 'n ander boek die teenoorgestelde of die ander te sê? Is daar foute in die Bybel? Want nou, dis dinge wat die wêreld, as die wêreld kyk in die Bybel, sien hulle baie keer hierdie klein goedetjies raak. En hulle fokus op daardie ding. En daarom as ons vanoggend kyk na so 'n paar van hierdie goed, nie almal nie, net 'n paar van hulle. En ons gaan hierdie taai koffies bietjie aan kou. En daarom begin ons vanoggend sommer met 'n moeilike taai koffie. En ons lees in 1 Timoteus hoofstuk 2. En ek gaan nou later nog 'n ander stuk ook verwys in die Bybel en jy kan ook saam lees dan as jy. So ons lees in 1 Timoteus hoofstuk 2 vanaf vers 8. Ek wil dus hê dat die mans by elke plek van samekoms met 'n skoon gewete hande in gebed moet opneem. Vry van onmin en twis. Van die vroue wil ek hê dat hulle ook in hulle kleredrag waardig, beskeie en ingetoom moet wees. Hulle versiering moet haarkapsels en goud parelklere wees nie, of moenie dit wees nie. Maar goeie werk, soos 'n vrou betaam met openlik bely dat hulle God dien. 'n Vrou moet in die eerdiens stil en onderdanig wees en haar laat leer. Ons mans hou seker daar ons dit ook. Ons gaan nou oor praat. Vers 12. Ek laat haar nie toe om daar onderrig te gee of oor die man gesag uit te oefen. Sy moet stil wees. Adam is immers eerste gemaak, Eva daarna. Dit is ook nie Adam wat verlei is nie. Dit is die vrou wat haar laat verlei en die gebod oortree. Maar sy sal haar redding vind in moederskap as sy maar volhard in geloof, liefde en 'n heilige lewe en daarby beskeie. Dis 'n taai koffie wat ek vanoggend ons laat lees. Hoe laat ek jou voel as ons hierdie gedeelte in die Bybel lees? Nou ek moet nou nie iets uit 'n ander boek uitgehaal gelees. Hierdie gedeelte staan in die Bybel. Dat eerstens sê ook dat mans moet as hulle by samekomste is, kerk toe gaan, moet dan nie ontleier hê om hulle lees nie. Dan sê ons dat vroue se kleredrag moet beskeie wees. Hulle versierings op hulle koppe moet beskeie wees en hulle moet dan kom daar is hulle moet stil wees. Nee, hulle mag nie praat nie, hulle mag nie vir 'n man voorsien nie. Dit is wat staan. En dan aan die einde staan daar dat die vrou haar redding moet vind in moederskap. En dat sy daarin na haarself moet uitleef. Wat maak ons met hierdie gedeelte in die Bybel in die jaar 2023? Want ons kry vroue dominees, ons kry vroue pastore, ons kry vroue ouderlinge, kerkraadslede, ons kry vroue wat mooi pakke klere dra vir kerk toe gaan. Ons kry vroue wat kan swanger raak nie, so hulle kan nie moederskap uitoefen nie. So wat maak mens met hierdie gedeelte? Lieg God vir ons, lieg Paulus wat die skryf vir ons. Wat gaan aan in die teks doen? Nou daar's baie kerke waar hierdie gedeelte nog baie ferm toegepas word. Hulle sal onthou vroeër wat vroue nie in die preek nie, maar hele baie terug, maar daar is kerke waar vroue nog preek nie.
En waar vroue hoedings moet dra. Maar wie van julle groot geword die vroue hoeding moet dra? Die meeste van julle. Julle moes hoede gedra. Nou die ironie van die saak is, die hoede was later so versierings gewees, dat het ook juist mense aandag afgetrek. En dan mis hulle die punt van die hoede. Nou kom ons kyk 'n bietjie na van hierdie goed. Kyk, wat gaan agter die skerms aan? Waarom skryf Paulus dit? Waarom was dit nodig dat hy gedink het dit moet die Bybel wees? Want nou die Bybel was geskryf in 'n tydperk anders waar mense anders te geleef het. Waar die rol van die man en die vrou en hoe mense gedink het hoe baie dinge in die lewe anders was as vandag. Nou hoe gebeur dit in hierdie tyd waar die Bybel geskryf het? Het die Griekse vroue en die ryk vroue wat uit 'n ryk familie kom, wat se man ryk is en belangrik is, hulle het baie geld gehad. En as hulle nou kerk toe gegaan het, dan het hulle vreeslike hulle hare was 'n vreeslike to-do gewees. Die hare het vreeslik gestaan en was goue ketTINGs, goue wiele op in 'n haar vasgemaak, ketTINGkies op goeders. So by ouer is hierdie vrou ingeloop by die kerk, by die huis waar die kerk was. Het die arme vroue hulle heeltyd verstaan en vergaap nie. Dit was hulle vreeslik mooi gewees. En die mans was hulle mooi gewees, met die mode daai. En dit was so 'n probleem geraak later, dat Paulus sê vir die vroue, hulle moet nie meer so aantrek. Hulle moet ook beskeie klere aan. Want dit trek die mense se aandag af as hulle by die kerk. Dis waarom Paulus sê die vroue moet beskeie. Dit beteken nie dat vroue vandag moet by die kerk en mooi kyk vir self, natuurlik. Maar in daai tyd was dit 'n groot issue gewees, groot probleem gewees, groot kwessie gewees binne die kerk. So dis eerstens waarom Paulus geskryf het. Kyk wat er agter. Die tweede ding wat die moeilike ding is, waar hy sê vroue moet stil wees by die kerk en mag nie vir 'n man sê wat hy doen nie. In daai tyd se samelewing was dit so gewees dat 'n vrou buite haar huis mag sy nie gepraat het in die openbaar. Doordat sy mag net gefluister en so, maar sy mag nie openlik in die plein gesê by die werk of by die marksplein gesê vir mans weer voorsê. Dit was 'n nee, dit het nie gebeur in daai tyd. Dit was 'n samelewing gewerk. Maar nou die probleem is, by die mense daai tyd die kerk gebou gehad, nie so hulle by mense se huise wat gehad. En baie keer was dit die ryker mense se huise wat die groter was, en dan die mense wat nie groot huise gebly nie, maar die mense wat meer ryk was, het die groter huise gehad, en hulle daar binne 'n huis gekerk gehad, as dit soos huiskerk is. En hoe die gewoonte was dat die vrou mag nie buite haar huis gaan praat nie, maar binne die huis mag sy openlik hard praat, sy mag met haar man raas, sy mag almal raas en praat en 'n opinie gee oor alles. En nou is die probleem, nou kom die mense na haar huis. Mense wat eintlik waar nie sou nog gepraat het nie, maar nou is hulle binne die vrou se huis. Nou praat die vrou met hulle, want dis nou sy mag ons na huis toe. Dis hoe dit werk hier saam. Maar nou word jy nie, dis want mense is nie gewoond aan dat vroue mag praat, so openbaar nie. Maar nou is nie meer in openbaar. Hulle is nou in die vrou se huis. En dis dat dit groot konflik veroorsaak, groot bekleierery veroorsaak. En dis wat Paulus later sê, die vrou moet nie stil wees, want dit veroorsaak te veel bekleierery. So sien julle hoe mens die Bybel soms bietjie grawe in die Bybel, om te sien dat wat ons net daar lees, as ons net so letterlik wil toepas op vandag se lewe, werk dit nie ons. Want ons moet kyk wat is die oorspronklike betekenis en die konteks waarin dit geskryf is. Dat dit so gebeur. So baie mense fokus baie keer op dit sê, kyk as die Bybel diskrimineer teen vroue, die Bybel is net vir mans geskryf en. Maar eintlik die agtergrond is 'n klomp ander goed aan die werk gebeur. Nou kom ons kyk nog 'n paar van hierdie titels in die Bybel. Die van julle wat Psalm wil maak, gaan na 2 Samuel. En dan van julle sal wonder, maar hoekom is al hierdie goed nou lees? Maar nou, die wêreld, as ons sê die God se woord is ons waarheid, en die wêreld sê dat as ons foute in hierdie waarheid, moet ons gaan weet waar, en ons moet 'n antwoord weet daarop. So kom ons gaan na 2 Samuel toe. Dan hoofstuk 8 vers 4. 2 Samuel hoofstuk 8 vers 4. Van hom het Dawid 1700, so dis 1700, nee, 1700
oorlogsperde en 20.000 voetsoldate afgevat. By die perde 100 strydwaans uitgehou en al die ander steenings afgesit. Ok, so hier sê hierdie gedeelte, hierdie stuk in 2 Samuel sê ons dat hy 1700 strydwaans gehad of hom afgevat, né? Nou gaan ons na 1 Kronieke. 1 Kronieke is 'n bietjie aan in die Bybel. 1 Kronieke hoofstuk 18 vers 4 ja. 1 Kronieke 18 vers 4. Nou die boek Kronieke 1 en 2 Kronieke praat is 'n amper so geskiedenisboek wat vir ons klomp goed saamvat oor wat aan ander kant gaan. En gee vir ons klomp gebeure wat plaasvind. Kronieke beteken Chronicles, tyd, wat gebeur in tyd. Nou hierdie gedeelte praat oor dieselfde ding wat gebeur het, maar ons sien hy verskil van 2 Samuel. So 1 Kronieke 18 vers 4, van hom het die Dawid 1000 strydwaans, 7000 oorlogsperde en 20.000 voetsoldate afgevat. So die kwessie is hierso, in die eerste wat ons gelees het, sê hy dat hy 700 oorlogsperde, nie die strydwaans, 2 Samuel gesê dat hy 700 oorlogsperde en 1 Kronieke sê vir ons 7000 oorlogsperde. So 1700 en 7000 is nie dieselfde getal nie. Nou wat gaan hier aan? Lieg die Bybel vir ons, watter boek ons glo? As die Bybel 'n skrifkas van gemaak, kan ons die res van die Bybel glo? Wat gaan aan in die Bybel? Nou, om dit te verklaar, moet ons verstaan hoe die Bybel geskryf is. 2000 jaar terug was daar nie kopieermasjiene nie, daar was die rekenaars nie, daar was die faksmasjiene en e-pos en al die klas kan goed gewees het. So hoe dit gewerk het, as mense die Bybel wil gekopieer het, of boeke die Bybel gekopieer het, moes iemand lekker gaan sit het en dit gaan oorskryf. En dit was nie altyd so 'n eenvoudige proses gewees, want baie mense kon gelees en skryf het, en die boeke was baie skaars gewees, en daar was ook nie papier gewees nie, hulle velde, diere se velde geskryf, en op papier is velde en seker velde geskryf. Dit het altyd mooi gegaan nie, dit gebreek of dit op klein tablet geskryf, en die goed het nie altyd netjies gekom. So as jy die priester nou die Bybel gekry het, die stuk van die Bybel gekry het, en hy het oorskryf, moes hy baie keer hierdie nag gedoen het, en dan was jy ligte gewees en so wat donker gewees, en jy kan myself dink, as jy al die goed skryf in Hebreëus en ook, en dis moeilik in Hebreëus, en die woorde is aan een geskryf, er stond sneepjies en kommaatjies en goeders, jy het in 3 uur die oggend van jou begin omgaan. En hier en daar het daar 'n foutjie ingekom, as mense die Bybel oorskryf. En wat hier waarskynlik gebeur het, is dat die eerste ou het vergeet om die woordjie strydwaans in te bring. Waar ons is dat van 1000 strydwaans en 7000 oorlogsperde en die woordjie strydwaans uitgeval, soos ons sien in 2 Samuel. En toe die tweede ou die kopie nou kry, hy moet dit oorskryf, en wat daar staan 1000 en dan die 7000 oorlogsperde. En dit het vir my nie sin gemaak, ek dink dit moes seker 'n fout wees in die Bybel, wat hier moet iewers 'n fout gewees. En toe maak hy dit 1700. Hy hou die 1000 en hy vat die 7000 in 0 weg, is die twee bymekaar, en daar het ons 1700 oorlogsperde. In plaas van 7000 oorlogsperde. So is daar klein verklarings vir die klein foute daar in die Bybel voorkom. Nog ander punte wat mense altyd aan die Bybel toe bring en sê, maar kyk, die Bybel is vol foute, of die Bybel maak nie sin nie, is goed soos, waar het Adam en Eva se kinders? Kain en Abel, waar het hulle vrou gekry? Hoe het die storie gewerk? Het hulle met sissies getrou, hoe het die storie gewerk? Dan praat ook goed oor soos Noag, toe Noag se kinders nou van die ark afgeklim het, en net hulle sinnetjie oorgebly. Waar het hulle seuns vrouens gekry, en waar die se kinders die vrouens gekry, ensovoorts. As mens gaan na die skepping toe, die wêreld sê vir ons, daar's wetenskaplik bewyse, en dit alles verklaar, ons het nie meer van God nodig. Wat maak ons dan? Genesis 6, ons gaan na Genesis 6 toe, is 'n baie vreemde gedeelte in die Bybel. Gedeelte wat die teoloë en die mense nie eintlik lekker kan verklaar nie, maar dit staan in die Bybel, so mense gaan vra hieroor, en vra maar wat sê dit vir ons van die waarheid van God se woord? Kom ons
lees Genesis 6, vers 1 tot 4. Toe die mense wat baie begin word het, die aarde en daarvan die dogters gebore is, het die hemelwesens gesien, die dogters van die mense is mooi, en het hulle getrou met die dogters van hulle keuse. Toe sê die Here, my gees sal nie meer so lank met die mens bly nie, want hy is sterker. Sy lewensduur sal 120 jaar wees. In daardie tyd was daar reus op die aarde, en ook daarna, wanneer die hemelwesens na die dogters van die mense gekom het, en kinders by hulle gehad. Hulle was die sterk mense van die ou tyd, die manne van die naam. Wat maak ons van hierdie ding? Het engele afgekom en kinders kry by God se dogters, reus op die aarde, waar is hulle deden? Waar is hulle bewys? Die mense vra die kom ons gaan weer aan. Nou gaan ons begin na die Nuwe Testament. So ons nog kyk na goed wat lyk na goed wat nie nog klaar nie, en goed wat lyk soos foute in die Bybel. Nou is daar goed in die Bybel wat lyk na mekaar gespreek. Waar die een sê en die ander sê iets anders. En dit gaan meer oor teologiese goeders, argumente. So kom ons gaan na Efesiërs. Efesiërs in die Nuwe Testament. So Efesiërs 6. Ek is amper klaar met die klomp Bybelstukkers, vir die wat nou wat hoe graag met die storie. Maar dit is nodig om soms dit al deel Bybel om 'n bietjie blaai en dan al die ander goed dan kyk. Ons gaan na Efesiërs toe. Ons lees Efesiërs hoofstuk 6 vanaf vers 5. So hier gaan dit oor slawe. Daar's mense wat sê, maar dat 'n slawerny dan 'n goed gekeer deur dat mense soos slawe aangehou word en soos besittings hanteer. So in Efesiërs 6 vanaf vers 5 is die hele gedeelte gaan oor hoe slawe hulle self onderdanig wees aan hulle eienaars. Slawe is in vers 5 van hoofstuk 6. Slawe wees gehoorsaam aan julle eienaars en mekaar en doen dit met eerbied en insag, maar terselfdertyd met opregte hart, asof dit vir Christus is. Moenie net werk om julle eienaars raak gesien te word nie en so mense guns te doen. Werk soos slawe van Christus, wat van harte die wil van God. Hier, as mens net die gedeelte lees, lyk dit vir ons. Paulus skryf dat die Here het so beskik, dat daar maar slawe moet wees op aarde. Dat daar sekere mense is wat minder werd is as gewone mense, en dat hierdie mense maar net vir self doodwerk, tot die einde van dag. Maar nou gaan ons aangou na 'n ander gedeelte, Galasiërs 3. Waar daar iets anders gesê word. En dit lees ons vanaf vers 27. Galasiërs 3 vanaf vers 27. Deur hierdie geloof in Christus Jesus is julle nou almal kinders van God. Want julle almal wat deur die doop met Christus verenig is, moet lewe soos mense wat aan Christus behoort. Dit maak nie saak of iemand Jood of Griek, slaaf of vry, man of vrou is nie. In Christus Jesus is julle almal. En as julle aan Christus behoort, is julle ook nakomelings van Abraham en erfgename kragtens die belofte van God. Dit lyk of Paulus skryf, maar jy sou 'n slaaf met eintlik is presies dieselfde as jou eie. So dit lyk amper of die Bybel homself beskryf. Maar as mens hierna kyk, moet mens besef dat daai tyd hierdie gedeelte geskryf het, was slawe 'n algemene ding in die samelewing. En dit was vanselfsprekend dat mense, ryker mense mekaar haat het. Dit was nou hoe die lewe gewerk het. En dis nie dat die Bybel slawerny goedkeur nie. Die Bybel probeer om antwoorde te gee. Paulus probeer om antwoorde te gee. Hoe moet mens Christelike liefde uitleef? Teen slawe, en as jy 'n slaaf is, hoe moet jy jouself uitleef? En natuurlik Galasiërs 3 sê vir ons dan dat omdat jy slaaf is, beteken nie dat jy minder werd is as jou eienaar of jou baas. Jy is net soveel werd in Christus. Maar baie keer wil mense hierdie goed gebruik om te sê, maar die Bybel is van 'n pure slawerny en pure onderdrukking van mense, maar dit is nie die waarheid nie. Nou gaan ons na nog 'n ander gedeelte, Matteus 13, wat praat oor die mosterdsaai. Matteus 13 vers 31. Dis nou Jesus wat hierso gelykenisse vertel
Die koninkryk van die hemel is soos 'n mosterdsaadjie wat iemand gevat het en in sy land geplant het. Dit is die kleinste van al die soorte saad, maar as dit uitgegroei het, is dit groter as die tuinplante en word dit 'n boom, sodat die voëls in sy takke kom nes maak. Weer eens die wetenskaplikes en die natuur, ouens wat ons nou weet van saad en julle boere is, weet dat die mosterdsaadjie is nie die kleinste saad wat daar van alles soorte plante. En dat iets soos 'n mosterdplant nie 'n groot boom raak waarin die voeltjies kan sit en neste maak. Nou, weer Jesus vir ons hier op wat gaan. Weer eens moet ons versigtig wees as ons hierdie gedeelte lees. Moet sê dat dit is presies so. Dan kom ek met verduidelik en sê. Nou die mense wat geskryf het en daai wêreld, die mense moet dan nie mikroskoop gehad. So, dit het gebeur dat daar saadjies wat nog kleiner is as 'n mosterdsaad. Mosterdsaad is klein, maar dit gebeur daar's nog kleiner saad wat hulle kan net raak sien. En in die wêreld waar Jesus nou preek en leef, is daar nie verbome nie. So, die voëls was maar tevrede geweest met klein bossies en struike om daar in 'n neste te maak. Seker dat mosterdplante raak met groter jaar, maar dit is nie 'n oerwoud van bome nie. So in daardie wêreld was dit vir hulle iets belangrik en daarom kon almal geweet het van 'n mosterdsaadjie en 'n mosterdplant en die waarde wat dit gebied het in daardie wêreld. Daarom het dit groot betekenis gehad wat Jesus hier sê. En Jesus is nie besig hier om die lieg en nie die waarheid te praat. En nou gaan ons nog een laaste een wat dit lyk of die Bybel homself weerspreek en dan gaan ons verder gaan. Ons gaan nou weer na Efesiërs 2 toe en ons gaan kyk na hoofstuk 2. Ons gaan nou weer na Efesiërs 2 toe. Vers 8 en vers 10. So hierdie groot saak is waaroor baie mense oor tot vandag ook kry, is waarom die gereformeerdes afgeskei van die Katolieke Kerk is juist oor hierdie punt. Word ek gered as mens deur my geloof, alleen deur my geloof as Jesus glo? Of word ek gered omdat ek deur my werke dit verdien? Doen dit hoe ek leef, hoe ek fisies daarvoor werk. Soos wat 'n slaaf moet werk om geld te verdien, soos 'n werker moet werk om sy geld en sy loon te verdien, word ek dan vrygestel deur my geloof of deur my werk en my dade. Kom ons kyk weer Efesiërs 2 vers 8. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie, dit is 'n gawe van God. So hier sê ons word deur geloof alleen gered. Ons kan nie dit self verdien nie. Dit kom nie deur julle eie dienste nie. En daarom het niemand enige rede om self trots te wees. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem. So eerstens gaan dit oor ons word gered deur ons geloof. Sê Efesiërs 2. Maar kom ons gaan na Jakobus. Jakobus is 'n ander boek in die Nuwe Testament. En ons kyk wat sê Jakobus. Jakobus kan baie keer dat voorkom of die Bybel homself weerspreek of die Bybel anders dan ons nie. Ons lees Jakobus 2 vanaf vers 14. Dit is die laaste een af aan ons moet blaai. Wat help dit my broers as iemand beweer hy glo, maar sy dade bevestig dit nie? Kan so geloof mense red? Sê nou daar is 'n broer of suster wat klere het en dag vir dag honger ly. En sê nou een van julle sou vir hulle sê, mag dit met julle goed gaan. Gaan trek julle warm aan en eet genoeg, maar julle gee nie vir hulle wat hulle nodig het om van te lewe nie. Wat help dit dan? So gaan dit ook nie geloof. As dit nie tot daar oorgaan nie, is dit sonder meer, maar net goed. Nou, op hierdie gedeelte praat van geloof en dade. Maar as jy dit Efesiërs vat, dan het ons aan die klein lê op jou geloof. En Jakobus sê, dis nie jou geloof nie. Dis jou geloof wat oorgaan na dade. So dit lyk, as mense dit so vinnig lees, lyk dit of hierdie twee gedeeltes in die Bybel mekaar weerspreek. Nou wat het mense daar? Weer eens ons meer lees, meer versigtiger lees in die teks benader. Eerstens, dit gaan daaroor dat ons moet glo. En ons geloof
los te kom. Want ons doen dit dalk nou iets goeds, maar vir 'n halfuur doen ek iets sleg. Of ek sê goed sleg op my gedagtes, ek dink sleg goed, dan is daai goeie werke vir my nutteloos. So as ek net op my werke wil fokus, gaan ek nie hierop kom. So my geloof eers is die belangrikste. Maar met ons saam met Jakobus bestem om te sê, ja, dit sê nie net, help nie dat ek sê ek is 'n Christen, maar ek is agteroor. My geloof in Jesus Christus, die primêre vrystraat, moet ook kan oorloop na goeie dade. Mense moet dan ook kan sien ek is 'n Christen. Mense moet kan sien ek is die Here lief. Mense moet ook sien dat ek leef anders as ander mense. Maar dis nie my werke, my dade wat my verenig red. Dis my geloof alleen in Jesus Christus. Die Heidelbergse Katekismus vat dit ook so mooi saam. Hy sê ons is in sonde geval, ons word verlos deur Jesus Christus. En nou moet ons met dankbaarheid leef. En dit is juist, as ek in dankbaarheid sê, Here, dankie vir u genade en dankie vir my vrystraat. Moet my lewe ook getuig dan. So dis net 'n kettingreaksie. Ek glo en dan doen ek wat die Here vir my sê. Maar daar's baie mense wat goeie goed doen, maar hulle glo nie in Jesus. Ons kan nie goed omruil. Ons geloof is altyd die sentrum waaroor dit gaan. Nou wat nou? Ek het nou klomp teksgedeeltes aangehaal, daar is honderde ander van dit. En waarom is dit belangrik? Ek sê weer, as ons sê God se woord is waarheid en God se woord is nog relevant, dis nie net 'n ou boek wat lank terug geskryf is nie, en dis 'n lewendige boek wat ek tot in vandag se lewenssituasies kan gebruik en moet gebruik in my lewe. Nou moet ek tog wetenskap gee van hierdie sogenaamde foute wat in die Bybel is. Nou, eerstens, daar is foute in die Bybel. Daar's klein spelfoutjies en daar's klein foutjies wat begaan. Dis die realiteit. Daar tot vandag toe is daar meer as 2000 weergawe van die Bybel. Ek praat nie van vertalings in Afrikaans of Engels of ander tale nie. Die grondteks, die Hebreëus en die Grieks, daar is meer as 2000 verskillende weergawe. Want elkeen van hulle verskil hier van mekaar. Dit sê nie vir ons dat God se woord nie belangrik is of verkeerd is of sommer net 'n stupid boek is wat aan mekaar geplak is, 'n klomp sommer opgemaakte stories nie. Dit wys dat ons juis die gebroke wêreld aanspreek. Dat selfs soos die Bybel die woordjies en lettertjies nie kon teestel teen die gebroke sondige wêreld. So die Bybel het klein foutjies, maar dit verander nie die evangelie. Dit verander nie die hoofboodskap, die groot waarheid van God se woord. God se groot waarheid is soos 'n goeie draad wat van Genesis tot by Openbaring deur die hele Bybel gaan. Deur al daai gedeeltes, al daai gedeeltes wat ons altyd kan verklaar nie, deur al daai sogenaamde foute. Maar dit verander nie iets vir God se wil. Dit verander nie sy wilsplan en heilsplan vir ons lewens. Dit verander nie die feit dat God die skepper is van alles. Dit gaan nie daaroor, dit verander nie die boodskap dat God uitreik na sy mense toe en heeltyd bemoei is met sy mense. So bemoeid is dat hy Jesus Christus aarde toe ons gestuur het en ons gesterf het aan die kruis. Daarom verander die Bybel se foutjies nie die waarheid. Die wêreld is so gebroken dat selfs God gebroken moes wees in die wêreld. Dink jouself, die perfekte, almagtige God, toe hy in hierdie wêreld kom, was hy gebore en gebroken. In die stikkende. Dis in die foute van die mense. Jesus het gebore geword in 'n stal, dis in diere, dis in vlooie, en dis in dieremis en allerlei goed, en hy was nie 'n paleis in 'n perfekte plek sonder foute gebore. Sy lewe was heeltyd gespoei met mense wat regtig is, mense wat fout het in mense woord. En Jesus moes gesterf het op 'n wrede manier. Jy sou sê dat hy in ons is, in hierdie gebroke wêreld. En dat ons fokus ook nie moet daarop wees dat alles moet perfek wees in ons lewens. Baie keer wil ons onsself kastei dat as goed verkeerd loop, dan is ons baie perfeksionisties en baie krities op daai goed. En ons is baie krities op ander mense wat fout doen. Nou, ek sê dat mense moet foute regmaak en aanspreek. Maar ons kan so krities raak op foutjies en klein goedjies dat ons later die groter prentjie miskyk. Daarom ja, God se woord het klein foute,
En dit was nie God se bedoeling gewees dan. So moet ons kyk na God se woord. Dit sê nie dat ons alles moet verander soos dit vir ons pas, dit maklik is nie, nee, dit wat ek sê. Maar ons moet ook baie gedeeltes verstaan dat dit binne 'n sekere kulturele omgewing geskryf was en dat dit in daai tyd baie sin gemaak het. Maar vandag se tyd kyk ons op 'n ander ding met ander. So met watter oë kyk ons na God se woord, na hierdie waarheid en verwaring? Kyk ons met wetenskaplike oë daarna, soos Thomas in die Bybel wat by Jesus geweet het, Here, ek self die gate in Johannes sien, ek wil self aanraak, want ek sien die feite. Ek wil sien presies vir myself uitklaar. Mense wat elke woordjie in God se woord mekaar betrek en wil sê, omdat daar foute is hierdie nie is dit nie waar nie. So ek eerder my waarheid verskoon weet op feite wat ek beproef, wat toets en elke keer dieselfde resultate kan kry. Kyk jy met God se woord, met God se woord met foutsoekerig dat jy altyd wil fout vind in mense en jou hoop plaas op mense. Dan kan jy sukkel. Of kyk jy na God se woord met oë van genade. Om te besef dat mense maak foute. Mense het so erg foute gemaak dat selfs in God se woord was. Maar dat ons besef dat dit is mense. En dat ons soms foute moet miskyk. En nie die hele tyd daarop fokus. Om te besef dat ons bly in 'n gebroke wêreld. En dat ons soms bietjie meer geduld moet hê met mense. En dat ons mense wat na God se woord kom en heeltyd wil fout vind en wil sê dit is nie die waarheid nie. Dat ons met ander oë en met 'n ander stem met hulle kan praat en sê dis is nie waar God se woord. Ja, as jy God se woord wil presies gebruik as 'n wetenskaplike handboek vir vandag se tyd, gaan jy probleme hê. As jy wil dit gebruik presies as 'n kinderboek, dan gaan jy foute hê, soos ons sien in Samuel nie. Maar wat is die essensie waar? Wat is die essensie van ons geloof? En die boodskap wat jy dra in die waarheid, die groot waarheid, die evangelie. Dit is die boodskap wat ons moet verstaan en moet uitleef in hierdie wêreld. Ons moet onthou dat dit omdat God se woord daar fout het, beteken nie dat God fout het. Op die ou ende bly God die groot waarheid, hy is nie gebroken nie. En sy waarheid en sy boodskap vir ons sal altyd reg staan. En as ons vir God probeer verklaar met wetenskaplike teorieë en feite en dinge, gaan dit altyd kan nie. Want God is groter en hy is almagtig en hy is vergewe boer. Ons sal altyd tekort sien as ons God wil analiseer en presies hoe God ons voorskryf. Here, help my so wat ek nie aan die Here, jy sê dit, maar jy bedoel nie dit nie. Ons gaan sukkel dan. Maar dit beteken nie dat ons met God worstel nie. Dit beteken net dat ons altyd ons hoof fokus plaas op die groot waarheid binne God se woord. Amen. Here, ons het vinnig gekyk na 'n paar dinge in die Bybel, Here, wat mense veral buite die kerk, mense wat hulself ateïste noem, wat hulself moslems noem, wat hulself Jode noem, wat hulself soekers na die waarheid noem, Here. Jy's gedeelte waarna hulle verwys en sê, kyk daar, julle groot boek wat in die Bybel noem, is vol foute en bespreekelse. Here, help ons dat ons vandag nie ontmoedig sal wees deur wat ons nou gehoor het nie, maar jy's aangespoor word om moeite te maak met ons Bybel, Here, dat ons sal antwoorde vind, Here, maar dat ons ook met ander oë sal kyk na die woord. Dat ons die genade sal sien, Here, deur al die eeue heen, en dat ons verstaan dat die groot waarheid, die boodskap van die evangelie, is soos 'n goue draad deur die hele Bybel. Mag ons dit altyd ervaar. En as ons self die woord foute vind, Here, dat ons dit na U toe sal bring. Na ons dominee sal bring, na ander mense sal bring, ons kan help daarmee. Dat saam sal kan gesels en bring, ons sal sê, dit maak nie die Bybel minder belangrik of 'n boek wat verkeerd is. Dit wys ons juist die gebrokenheid van ons en hoe ons van God nodig het, juist in hierdie wêreld.
meer geduld in die lewe te leef. As daar klein foutjies is, dat ons dit nie altyd sal net op fout vind die Here, daarop fokus nie, want ons juist ook met oë van genade na ons medemens sal kyk. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Ek het dus met die watervat, maar ek nou preek. Ek moet verskoning vra oor die jaarsdae, ek het die name nou nie neergeskryf nie. Ek het so geworstel met die krag en goed is so almal wat vandag verjaar, baie geluk, ek sal julle elkeen 'n boodskap stuur, maar ook baie geluk almal wat die week voor lê. Baie geluk elkeen van julle. Dan julle sal onthou dat laas naweek gesê dat die laaste naweek van April is die landfees by Langbodal Hoërskool en ons as gemeente het die voorreg om daar die spesialing om die kos te maak en dan gaan ons daar gekook. Dan kry ons 'n gedeelte van die wins daar. Nou ek dink die Here dalk soms sit van hier. Want laas naweek het hulle gesê ons gaan die geld net begroot om ons klanke goed beter te maak. En daar staan heerlik krag. Ek het nie by die Here daardeur gesê ons, maar ons sal nou daaraan werk. So nou die landfees asseblief. Daai het 'n paar mense al 'n naam opgegee te sê ons is bereid om help om werk. Dis die donderdag en die saterdag maar die naweek. As jy graag wil help, maar jy kan nie want jy is al weg en na so skenk asseblief vir ons jou bediende op jou werk wat dan kan help om te skil of goeders aandra as 'n manier jy sê hiermee help. Ek wil ook noem ons gaan nie kollekte lys omstuur en goed op oorgee nie. Ons gaan alles vergroot en betaal as gemeente. Ons gaan nie julle vrae gee oor dit en dat. Ons gaan alles self antwoord. Dis eie geld en dan weer verkoop om dan verwerk. So maar weer eens as jy nie self kan wees om te help nie, stuur asseblief jou werk of iemand skenk daai persoon vir ons dat daai persoon kan werk. Ons gaan opdeel in verskillende skofte ook, so jy gaan nie die hele dag werk nie. So jy gaan miskien 'n derde van die dag werk. So ons gaan probeer dit evenredig versprei dat as jy gaan werk, jy hard werk, maar jy gaan net jou sekere ure werk en dan kom maar nog 'n soort wat dan oorgaan. So asseblief as jy bereid is om te help, asseblief laat weet vir my aan die hand hou op die kerk dat ons mense kan opdeel en so ons beplanning daaroor kan doen. En dan weer eens jammer vir die klank en die krag van die kerkgebou. Ons sal vir julle na daai tyd al nie gekom het. Ons sal probeer dit regmaak so gou as moontlik, maar dit gaan dalk moontlik 'n paar sonder soos wat ons hof is in die versekering om al die verslae te kry en so voort. So asseblief wees asseblief geduldig met ons daarmee. Dit wys weer eens vir ons die gebroke wêreld waarin ons moet lewe. Geliefdes, ons gaan dan afsluit met ons slotlied. Annelies, ons gaan net 514 saamsing. 514, weer eens 'n maklike bekende lied. Ek weet verseker, vers 1 en 2. Dis die groot waarheid wat ons uitleef. Om te weet dat ons se waarheid is dat Jesus Christus wat ons gesterf het en dat ons aan hom behoort. Niks of niemand kan dit op se vraagteken. Kom ons staan asseblief vir hierdie slotlied. See
ontvang hiermee die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal met die redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle